Ek wil elkeen nooi om saam met my die woord van die Here oop te maak by Spreuke 7. Ons gaan saam lees vanaand uit Spreuke 7 uit. Ek sien my mede-studente glimlag so vir my daar aan die agterkant, omdat hulle ook insette in hierdie preek het. Ons sê ek het hom in die klas gepreek en hulle het ook die geleentheid kry om 'n paar dingetjies uit te wys en bietjie verbeterings ook aan te bring saam met my. Voordat ons uit die woord van die Here uit saam lees, kan ons net so sit en dan bid ons saam. Ons almagtige Hemelse Vader, Here, ons dank U vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons het om by U huis bymekaar te kan kom vir die tweede keer vandag. Ag Here, ons weet hoe afhanklik ons van U af is en ons weet dat alles wat U gee, Here, dat ons dit glad nie verdien nie, maar dat dit in afhanklikheid is van U, Here, en dat U dit gee deur die genade wat U ook aan ons toon van dag tot dag. Here, U goedertierenheid is tot in alle ewigheid en daarom hou ons so vas aan U, Here, dat U vir ons sal voorsien dit wat ons nodig het. Ons dink so aan die volk, Here, wat op hierdie huidige stadium veral die boeregemeenskap sukkel om te oes, waar die landerye so nat is en alles oorspoel. Dan weet ons, Here, dat as hulle nie kan oes nie, dan sal alles vrot en daarom sal daar dan ook geen voedsel wees nie. Daarom wil ek vra, Here, dat U ook sal intree en dat U hulle nood sal raak sien. Dat U gebede sal beantwoord soos wat U reeds doen volgens U wil. En Here, dat U ook sal intree en daar ook uitkoms sal gee. Ek weet, Here, dat ons kan net vashou aan U en is so vinnig wat ons aandag, ons vertroue op die mens geplaas word. Daarom wil ek vra, Here, dat U ook die harte van die mense van hierdie land, Here, sal terugtrek na U toe. Dat ons vertikale vertroue gebou sal word en dat ons hulp by die Here sal ontvang wanneer ons hulp nodig het. En dit is elke dag van dag tot dag. Here, ek kan so dankie sê vir die herderspaar van die gemeente wat ook 'n geleentheid het om te kan rus, waar hulle ook moed bymekaar kan skraap om vorentoe te beweeg en Here, waar hulle ook die leiding kan vind om vorentoe te beweeg, om verder die gemeente op te bou volgens U wil. Daarom wil ek vra, Here, dat U ook vir hulle die rus sal gee, dat hulle veilig sal wees in hierdie tyd ook wat hulle nog af is en dat hulle sal terugkom met nuwe krag, nuwe begeerte om U woord te bedien en om in die gemeente as herders op te tree. Here, ons weet, soos wat ons gebid het, dat alles van U afkom. Daarom wil ek vra dat U ook die harte van die gemeente sal raak sien, dat U elke gemeentelid se hart sal raak sien. U ken die omstandighede, U ken die nood waarin elkeen homself bevind. Daarom wil ek vra, Here, dat U ook sal voorsien aan die nood wat daar is, die omstandighede, die omgewing wat dalk sleg is. Here, dat U sal intree. Bid so vir die mense op die voorbidingslys, Here, dat U sal genees volgens U wil. Want deur U wonde het daar genesing gekom en dit is 'n belofte waaraan ons vashou. Dit is deel van die vrug van die kruis. Here, maar ons weet ook dat dit soms gebeur dat U siektes toelaat om mense nader te trek, tot U, Here. Daarom wil ek vra dat U doel ook sal bereik word in elke een van ons en dat ons nooit van U wil af sal wegbeweeg nie, maar dat ons altyd in lyn sal wees met U wil. En so kan ek ook vra, Here, dat U ook teenwoordig sal wees, dat U by elke sitplek sal verby beweeg en die woord in die harte van elkeen sal vaslaan, dat dit nie kopkennis sal wees nie, Here, maar dat ons werklik sal leer, sal weet dit wat U vir ons sê en dat ons daardeur ook ons lewenswandel sal aanpas. Ons dank U, Here, vir hierdie geleentheid en ons bid dit nie omdat ons dit enigstens verdien nie, maar alleenlik in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Vriende, ons gaan lees uit Spreuke 7 uit. Ek wil vir u voorhou vanaf die eerste vers, Spreuke 7 vers 1 tot en met 27. Dit is een van die min spreuke wat verhalend of 'n hele gedeelte wat vir ons uitgebeeld word. Gewoonlik spreuke is 'n spreek hier, spreek daar en dit volg nie altyd op mekaar nie, maar hierdie is een van die min wat daar is wat wel op mekaar volg. Daarom hou ek dan vir u voor vanaf die eerste vers. My seun, onderhou my woorde en bewaar my gebooie by jou. Onderhou my gebooie, dan sal jy lewe en my onderwysing soos jou oogappel. Bind hulle aan jou vingers, skryf hulle op die tafel van jou hart. Sê aan die wysheid, jy is my suster, en noem die verstand jou vertroueling.
sodat hulle jou kan bewaar vir die vreemde vrou, vir die ontugtige wat met haar woorde vlei. Want ek het deur die venster van my huis, deur my tralievenster uitgekyk, en ek het onder die eenvoudiges gesien, onder die jong mense, 'n verstandelose jong man opgemerk, wat op die straat verbygaan naby haar hoek, en in die rigting van haar huis stap, in die skemer, in die aand van die dag, in die middel van die nag en die donker. En kyk, daar kom 'n vrou hom tegemoet, soos 'n hoer aangetrek en lustig van hart. Sy is onrustig en losbandig, haar voete kan nie in haar huis bly nie. Nou buitekant, dan weer op die pleine, en sy staan by elke hoek en loer. En sy het hom gegryp en hom gesoen, met 'n onbeskaamde gesig vir hom gesê, ek moes dankoffers bring, vandag het ek my geloftes betaal. Daarom het ek uitgegaan om jou te ontmoet, om jou aangesig te soek, en ek het jou gekry. En ek het my bed met dekens opgemaak, met bontsprye van Egiptiese linne. En ek het my bed besprinkel met mirre, alewee en kaneel. Kom, laat ons dronk word van liefde tot die môre toe. Laat ons mekaar vrolik maak in welliste. Want die man is nie tuis nie, hy het ver weg op reis gegaan. Die geldbeurs het hy met hom saamgeneem. Teen die dag van volmaan sal hy eers tuis kom. Sy het hom verlei deur haar baie mooi praatjies, deur die gladheid van haar lippe het sy hom verlok. Hy loop skielik agter haar aan soos 'n bees wat na die slagpaal gaan, en soos voetboeie wat dien tot tugtiging van die sot. Totdat die pyl sy lewe splits, soos 'n voël haastig na die vangnet vlieg, sonder om te weet dat dit ten koste van sy lewe is. Hoor dan nou na my seuns en luister na die woorde van my mond. Laat jou hart nie afwyk na haar weë nie. Dwaal nie rond op haar paaie nie, want baie is die gesneuweldes wat sy laat val het, en talryk almal wat deur haar vermoor is. Haar huis is weer na die doderyk, wat afdaal na die kamers van die dood. Net tot sover die onfeilbare woord van die Here. Nou ek wil, na aanleiding van die gedeelte, nie 'n spesifieke vers aan die voorhou nie, maar eerder die tema dan wat sê, of wat is, versoekings se lokval. Versoekings se lokval. Nou soos wat die Woordeboek lokval beskryf, is dit om 'n plan te beraam om iemand te betrap, om iemand in 'n val in te lei. En die lokval wat gestel word om iemand dan tot 'n val te bring. En versoeking, soos wat God se woord dit beskryf, is 'n toets wat deurstaan moet word, en indien dit nie deurstaan word nie, lei dit na sonde. Versoeking self is nie sonde nie, maar wanneer daarin toegegee word, dan is dit sonde. Jakobus 1:12 gee hierdie kosbare woord wat vir ons sê, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Maar dan sien ons ook 'n ander definisie van versoeking, en dit is 'n sterk begeerte, of iets wat 'n sterk begeerte veroorsaak om te sondig, of om iets onwys dan te doen. Nou in hierdie eerste paar hoofstukke van Spreuke sien ons hoe Salomo wysheid aan sy seuns oordra, sodat hulle dan in hierdie wysheid wat hulle ontvang, hulle lewens kan toepas en dan daarvolgens kan handel. En soos wat Spreuke 7 dan direk uit Spreuke 6 uitvloei, waar Salomo wysheid gee teen die slegte vrou, sodat hulle hierdie tipe versoekings ook dan kan weerstaan, sodat hulle eerder die wyse besluit kan maak om nie vir hierdie vrou se lokval te val nie, maar eerder dat hulle sal aanbeweeg en dat hulle nie uiteindelik dan in sonde sal val nie. En hierdie idee van versoekings se lokval kan eintlik uitgebeeld word in 'n muisval wat gestel word vir die muis wat lekker baljaar in die kombuiskas wanneer almal slaap. Die muisvalletjie word geplaas, of 'n stuk kaas word op die muisvalletjie geplaas, en daarom dan lok dit die muis uit om na hierdie kaas dan te gaan vat. En sodra hy dan in die valletjie trap, dan het die valletjie hom, dan sy daarmee heen. Maar net so ook om versoekings in die pad van die kind van die Here. Dit word op die pad geplaas van die kind van die Here. En dan word dit uitgelok. Dit lok die kind van die Here uit, soos die kaas die muis uitlok. En dan sodra die kind van die Here dan in 'n skierigheid na hierdie versoeking of hierdie lokval gaan kyk, dan het hy hom. Nou wat ons dan
in hierdie spreek sien wat Salomo met sy seuns hanteer, is hoe versoekings oor die kind van die Here se pad kom. Alhoewel hy hier praat van 'n spesifieke versoeking van die slegte vrou, kan dit direk ook gekoppel word op enige versoeking en die lokval wat daar geplaas word op die kind van die Here se pad. Nou as kind van die Here is dit noodsaaklik ook dat ons moet weet dat God nie die versoeker is nie. Jakobus 1 vers 13 sê, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie en self versoek hy ook niemand nie. Maar dan skryf Paulus ook in 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar dan in hierdie gedeelte sien ons soos 'n tipe van die een wat versoek, wat niemand anderster as die duiwel kan wees nie. En die woord verwys na hom ook as die versoeker. In die woestyn waarin Jesus versoek was hy deur die duiwel versoek. Hy was gestuur om versoek te word. Matteus 4 vers 3, en die versoeker het na hom gekom en gesê, en dan die versoekings wat daarop volg. Maar ook omskryf Paulus aan die gemeente in Thessalonika, in 1 Tessalonisense 3 vers 5, daarom, toe ek dit nie langer kon uithou nie, het ek ook gestuur om julle geloof te wete te kom, of die versoeker julle nie miskien versoek het, en ons arbeid te vergeefs sou wees nie. Hy, wat die vyand is, kom val die kinders van die Here aan, en hy voer stryd deur middel van die lokvalle wat hy voor die kind van die Here se pad plaas. Maar as die kind van die Here daarin val, dan kla hy ons ook aan by die Here. Openbaring 12 vers 10 se laaste gedeelte sê hy is die aanklaer van ons broeders en hy is neergewerp. Hy wat hulle aankla vir ons God dag en nag. En daarom gaan ons dan vanaand uit hierdie gedeelte kyk en sien hoe die versoeking se lokvalle lyk, hoe dit oor die kind van die Here se pad kom, maar ook dan hoe ons daarop moet reageer op 'n wyse manier, dat ons nie dalk daarin sal toegee en in sonde vasgevang word nie. En daarom ook kan ons uit hierdie gedeelte uit leer hoe om waaksaam te wees, wanneer hierdie versoekings dan ook oor ons pad kom. En wanneer versoekings verdra word, verwys ek weer na Jakobus 1 vers 12, salig is die man wat versoekings verdra. Gelukkig is hy wat dit verdra. En dit bring ons dan by die eerste gedagte waarna ons gaan kyk. Versoeking se lokval is gefokus op sy prooi. Spreuke 7 vers 15, daarom het ek uitgegaan om jou te ontmoet, om jou aangesig te soek en ek het jou gekry. Hierdie vrou sê aan die jong man, dat sy hom gesoek het en dat sy hom gekry het. Sy het hom in die vizier gehad toe sy haar woning verlaat het. En die plan was om hierdie jong man te gaan soek, om haar kloue en om in vas te naal, want hy is haar prooi. Dit is net soos 'n hongerleeu wat na 'n bok kyk, wat sy oë gefokus is op 'n bok wat staan en water drink. Hy smag na sy prooi. Nou hierdie jong man hierdie jong man was die vrou se prooi en sy het haar lokval voor hom neergelê sodat hy daarin kan trap en kan val. Hierdie versoeking se lokval is juis so geplaas dat sy hom kan vang. En van die begin af het die duiwel hierdie plan om God se reddingsplan te beïnvloed. Hy probeer dit saboteer. Hy het in die begin met Eva begin, waar hulle in die tuin van Eden geplaas is. Hy het haar kom versoek. Hy het selfs Jesus probeer versoek in die woestyn en sy doel was om die werk van God te belemmer en daarom het hy sy prooi in die oë. Nou u as kind van die Here is die duiwel se prooi. Hy soek elke geleentheid om u te kry om in sy strikke te trap, in sy lokvalle. Hy het geen behae in die wat ongered is nie, want hy is reeds hulle vader en die wil van hulle vader doen hulle, soos wat Johannes 8 vers 44 ook vir ons uitwys. Maar dan, liewe vriende, 1 Petrus 5 vers 8 wat sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Die duiwel sit nie stil nie. Hy beweeg rond en hy soek. Hy soek sy prooi. Hy kyk waar hy sy lokval kan plaas om die kind van die Here dan in hierdie lokval te laat trap. Genesis 4 vers 7 sê, die sonde lê en loer voor die deur
en sy begeerte is na jou. Nou jy as kind van die Here is nie gevrywaar van versoekings nie. Elke dag is 'n stryd en hierdie lokvalle word heeltyd in die pad van die kind van die Here geplaas, omdat hy wil hê dat u moet val, want u is sy prooi. Hy wil hê dat u moet misluk, en daarom kom plaas hy dan hierdie versoekings se lokvalle in die pad van sy prooi. En sy oë is gefestig op die kind van die Here. Wat ons dan verder sien in die volgende gedagte is dat versoeking se lokval lê om elke hoek en draai. Spreuke 7 vers 12, het sê, nou buitekant, dan weer op die pleine, en sy staan by elke hoek en loer. Nou die feit dat Salomo spesifiek in vers 11 uitwys dat haar voete nie in haar huis kan bly nie. En dan verder brei hy uit dat haar voete oral heen gaan. Wys uit dat elke hoek en draai gerieflike plek is om 'n lokval te plaas. 'n Mens kan nie daarvan af wegkom nie, want dit kom oral ten voorskyn. Dit ontsien niks en niemand nie. En soos ons ook kan sien in die versoeking van Jesus, dat selfs Jesus versoek was in die woestyn, maar sonder sonde. Eva het byvoorbeeld geensins die lokval verwag toe sy in die tuin rondgewandel het waar God vir haar en Adam geplaas het om te bewoon, te bewerk en te onderwerp nie. Dit sien ons in Genesis 3 wat die sondeval is. Maar dan sien ons ook dat Dawid geensins die versoeking verwag het of hierdie lokval verwag het in die aand toe hy nie kon slaap het en op die dakke van die paleis rondgeloop het en waar hy Batseba gesien het terwyl sy bad. En daar sien ons dit in 2 Samuel 11. Die lokvalle van versoekings lê om elke hoek en draai. Nou as kind van die Here verwag ons nie dat ons nou net klaar is met stilte tyd, net buite die binnekamer se deur is daar reeds iets wat skeefloop in die huis. Net nadat die Here gedank is vir die wonderlike gesin, vir die vrede en vreugdevolle huwelik waar hy u mee geseën het. En dan ewe skielik gaan alles verkeerd en niks gaan reg soos dit moet nie. En dan kort lyk dit of die welkom maatjie by die deur die slaapplek vir die aand is. Maar dan sien ons ook dat die lokval kan kom in die verkeer wanneer u dalk laat is vir 'n baie belangrike vergadering en daar is 'n ongeluk op die N1. En dan lyk dit of niemand meer weet hoe om te bestuur nie. Almal is in 'n warwoel en hulle weet nie wat om te doen nie. Selfs ook wanneer dit begin reën. En dan is die selfbeheersing by die venster uit en die humeur wil by die dak uitklim. Selfs ook in hierdie klein hoe wil ek sê, dis 'n onskuldige situasie wat mense kan uitlok. Onskuldige situasie waar 'n mens juis waaksaam moet wees. Maar dan ook kom die lokval in die vorm van die kollega by die werk byvoorbeeld wat sloer, wat nie doen waarvoor hy aangestel is om te doen nie. En dan sal hierdie kollega 'n bevordering kry, verhoging kry en hy word dalk jou baas. En dan is daar emosies wat van binne af uitgelok word, wat op 'n baie lelike uiterlike wyse getoon word. En dit is sonde. En soos ons weet, sonde baar sonde. Die sonde wat volg is net erger as die voriges. Dit, liewe vriende, is 1 Petrus 5 vers 8 wat vir ons sê, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. En hy weet presies hoe om sy lokvalle voor te sit. Hy weet presies hoe om daardie knoppie te druk. Hierdie is net 3 eenvoudige voorbeelde. 3 verskillende maniere hoe hy die lokval plaas, maar ook 3 verskillende reaksies van dit wat volg. En dit is nie eens gepraat van die lokval wat kom wanneer jy in die aande alleen op die internet besig is nie. Dit is nie die lokval wat daar is wanneer mens deur sosiale media scroll nie. Dit is daar en dit lê om elke hoek en draai. En daar is werklik geen skuilplek vir hierdie lokvalle waarmee hy besig is nie. Want versoekings se lokvalle lê om elke hoek en draai. Maar dan sien ons ook in die volgende plek dat versoekings se lokval is aanloklik. Ons sien in Spreuke 7 vers 21, sy het hom verlei deur haar baie mooi praatjies, deur die gladheid van haar lippe het sy hom verlok.
En Salomo kom wys uit vanaf vers 13 tot en met 21 dat hierdie vrou hierdie jong man verlei. En dit deur haar mooi praatjies, die manier hoe sy aangetrek is, hoe sy haar bed opgemaak het met dekens en Egiptiese linne, hoe sy die bed besprinkel het met geurende speserye. En dit alles net om die geleentheid aangenaam te maak. En dan selfs ook die feit wat sy uitwys dat hulle alleen gaan wees en dat niemand sal weet waarmee hulle besig is nie. Want die lokval sit self voorsmaakies voor 'n mens en hy gee voorsmaak van hoe dit sal wees wanneer 'n mens daarin toegee. Spreuke 7 vers 13 en sy het hom gegryp en hom gesoen. Nou alles om die lokval aanloklik te maak. En dit is soos die kaas wat in die muisval geplaas word of selfs die krummeltjies voor die muisval. Alles is daar om die muis uit te lok sodat hy by die groter stuk kaas dan kan uitkom. Maar die lokval van versoeking is aanloklik vir die een vir wie dit gestel word. En die aanloklikheid kom gewoonlik in die begeerlikheid van die vlees. Genesis 3 vers 6 toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. Eva het die vrug begeer, maar meer as dit het sy die wysheid begeer, die kennis begeer wat daarop volg. Dawid het Batseba begeer in 2 Samuel 11 vers 2 en die vrou was baie mooi van aansien. Jesus was deur die Satan versoek met voedsel, met roem en met rykdom. Alles om die vlees, die tydelike te bevredig. 'n Maatskappye daar buite wat produkte verkoop of selfs dienste lewer, spandeer 'n magdom geld om hulle bemarkingsstrategieë reg te kry. Hulle doen navorsing om hulle kliëntebasis goed te ken, hoe die kliënt sy tyd en sy geld spandeer. Maar dan volgens hierdie navorsing spandeer hulle nog meer geld om die regte materiaal te stel. En net om 'n idee te gee, maatskappye spandeer tussen 6 en 20% van hulle totale inkomste net aan bemarking. Nou die duiwel is nie alomteenwoordig of alomwetend soos God nie, maar hy het 'n bose bemarkingsspan wat hulle navorsingswerk baie deeglik doen. Elke lokval is spesifiek gesentreerd vir die persoon, die individu en sy begeertes. En omdat ons getuig dat Christus ons opgewek het uit hierdie wêreld en dat ons nie meer deel is van die wêreld nie, kan ons sê dat daar voor ons redding was daar 'n dag wat ons in hierdie wêreld behoort het. En die duiwel weet presies hoe hy ons in die wêreld gehou het, waarmee ons onsself besig gehou het terwyl ons in die wêreld was. Dit wat die vlees begeer. En daarom gebruik hy hierdie begeerlikhede van die vlees om sy lokval in die kind van die Here se pad te plaas. Nou as jy dalk sou terugdink aan die vorige lewe, waarmee lokvalle, waarmee versoekings op die pad gekom het, selfs nou, wat gebruik die duiwel om hierdie lokvalle in u pad te plaas? As dit nie aanloklik was nie, sou dit nie 'n lokval wees nie. Maar dit is juis aanloklik, sodat u kan val in hierdie lokval. En dit is gewoonlik geteken op 3 areas, wat ons gewoonlik vir mans sê is roem, rykdom en rokke. En dit is eintlik so, maar ek wil een byvoeg vir die vrouens, is roem, rykdom, rokke en pakke. So hy teiken roem, rykdom en pakke. Vir Eva was dit roem, vir Dawid was dit rokke, vir Judas Iskariot was dit rykdom. En ek is seker dat u aan voorbeelde kan dink hoe die Satan u op hierdie 3 wyses probeer verlok om te val in die versoeking wat hy plaas. Maar ons vergeet ook dat ons besig is met 'n heiligmakingsproses. Dat ons nie hierdie versoekings, hierdie sonde wat kom, dat ons daarin altyd kan deurstaan nie, want ons is swak en ons is nietig. En die vlees neig op 'n konstante basis na dit wat sleg is. Romeine 7 vers 19 skryf Paulus oor homself, want die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek.
Dan skryf hy vir aan Timoteus in 1 Timoteus 6 vers 9, maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Versoekings se lokval is aanloklik en dit is hoekom dit so bitter gevaarlik is vir die kind van die Here. Want uit onsself uit sal ons dit nooit kan weerstaan nie. Maar dan is daar ook 'n verskriklike gevolg van wanneer hierdie lokval kom. Versoeking se lokval kan lei tot 'n geestelike doodsheid. Spreuke 7 vers 27, haar huis is weer na die doderyk wat afdaal na die kamers van die dood. Nou soos hierdie jong man in hierdie lokval van versoeking toegegee het, hy het nie daarop ag gegee nie en daarom het hy in die kloue van hierdie vrou beland. Hy word vergelyk met 'n bees wat na die slagpaal gaan, 'n voël wat haastig na die vangnet vlieg, sonder die wete dat dit ten koste van sy lewe is. Spreuke 7 vers 22 en 23. Nou hierdie jong man is op pad na sy dood toe. En wanneer die lokval van versoeking betree word en dit dalk toeslaan op die kind van die Here, dan is dit sonde, wanneer die kind van die Here toegee in dit. Nou, alhoewel die kind van die Here nie weer verlore kan gaan nie, maar daar is wel sonde betrokke en met sonde is daar 'n doodsheid betrokke. En dit is 'n geestelike doodsheid wat na vore kom. Net soos Paulus skryf in die boek van Romeine, dat sonde tussen die mens en God skeiding bring. Bevestig Jesaja dit met Jesaja 59 vers 2, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Maar ek wil net weer herinner dat die versoeking nie self sonde is nie, maar die toegee in dit is sonde. En dan sien ons in Romeine 6 vers 23, die loon van sonde is die dood. En dit is 'n geestelike doodsheid. Wanneer u as kind van die Here aanhou met sonde of selfs ook heeltyd in hierdie lokvalle trap en nie daaruit leer nie, kan die Heilige Gees moontlik terugtrek, nie onttrek nie. Hy sal ons nooit verlaat nie, want hy is ons verseëling as kind van die Here. Maar hy kan passief in die kind van die Here wees. En die vlees is in beheer, maar hy is nie in beheer nie. Efesiërs 4 vers 30 wat sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. En dit is dan wanneer die verhouding met God in die binnekamer verdwyn, wanneer die begeerte om by die huis van die Here bymekaar te kom en saam met die ander gelowiges gemeenskap te hê, dat dit verdwyn. En dit is 'n geestelike doodsheid wat na vore kom. En dit is juis wat Satan se doel is, om hierdie doodsheid in God se kinders te bewerk, sodat hulle nie meer kan getuig van hoe goed die Here vir hulle is nie, sodat hulle nie meer die werk van die evangelis kan doen met die direkte mense in wie hulle verhouding het nie. Hulle kan nie meer mense nooi na die kerk toe om die waarheid te kom hoor nie. Dit is 'n doodsheid wat na vore kom. En dit kan dalk u wees op hierdie oomblik. U kan dalk berou hê oor die sonde in u lewe, dat u vrymoedigheid verloor om die Here te vra om dit te vergewe. Dat dit vrymoedigheid wegneem om tyd saam met die Here te spandeer. En dit is natuurlik vir die kind van God om in skaamte sy gesig te hang wanneer hy in sonde val. Want sonde maak skaam, omdat ons weet dat daar 'n heilige standaard is wat gevolg moet word, en dit is God se standaard. En dis weer eens wat ek sê, dat ons is besig met 'n heiligmakingsproses. Ons sal in sonde val partykeer. Ons sal in hierdie versoeking se lokvalle trap. Maar wat ons ook moet weet, dat deur die genade van die Here, dat hy vrygewig of dat hy ons sonde sal vergewe. En dit is niemand anders as Jesus wat dit vergewe nie. 1 Johannes 1 vers 9 wat sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dit is Jesus wat ons sondes wegwas, wat die sonde verwyder so ver as die ooste en die weste, so ver as die ooste en die weste van mekaar verwyderd is. So terwyl ons harte dalk nog sag is, en dit nie verhard is in sonde, dat ons nie wil bekeer van ons sonde nie, kan ons na die Here toe terugdraai
en hy sal dit vergewe wanneer ons dit bely en laat staan. Want hy sal dit doen omdat sy woord nie leeg terugkeer na hom nie. Maar die beloftes wat hy maak, dit wat hy gee in sy woord, is dit wat hy hou. En dit is die wonderbaarheid van ons kindskap in die Here. Daar is 'n donker wolk nou geskep van hoe hierdie lokvalle na vore kom. Maar daar's 'n silwer randjie van hoe hierdie lokval van versoekings ook vermy kan word. En dit is versoeking se lokval kan en moet vermy word. Spreuke 7 vers 5, sodat hulle jou kan bewaar vir die vreemde vrou, vir die ontugtige wat met haar woorde vlei. Nou heel aan die begin van hierdie onderwysing van Salomo aan sy seuns, gee hy die weg waarin wysheid lê, om hierdie lokval van versoekings ook te vermy, om dit te sy-stap. Hy sê dat hierdie wysheid is in die onderhou van sy gebooie, en waar dit dan ook aan die vingers gebind word en op die harte geskrywe staan, verse 1 tot 4. Maar terwyl Jakobus ook in sy brief skryf dat dit goed is om deur versoekings deur te gaan, omdat dit lydsaamheid bewerk, maar nie daarin toe te gee nie. En dit is soos om op afpop se stoep te speel, of naby die pofader in die afstand wat hy kan byt te speel. Daarom sê Paulus ook aan die jonge Timoteus in 1 Timoteus 6 vers 11, maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg. En daar is sekere lokvalle om vanaf weg te vlug, om op so 'n wyse weg te hardloop, soos vir iemand met 'n dodelike inspuiting gif, wat u jaag. Daar is 'n beskrywing van hierdie jong man, wat vir ons baie inligting gee in vers 7, en ek het onder die eenvoudiges gesien, onder die jong mense 'n verstandelose jong man opgemerk. Nou hy is onder die eenvoudiges gesien, en hy is verstandeloos, en dit dui op die jong man se onervarenheid. Hy het nie die wysheid om te kan bepaal dat hy moet weghardloop van hierdie lokval nie. Daarom het hy daarin getrap sonder dat hy weet dat dit na sy dood toe sou lei. En dit is juis hoekom Salomo dit uitwys aan sy seuns, sodat hulle die wysheid kan opbou om nie in die lokvalle te trap nie. Nou, ons almal ken die gesegde dat 'n donkie stamp nie sy kop 2 keer nie. Nadat 'n donkie sy kop die eerste keer gestamp het, dan het hy daaruit geleer en hy's versigtiger, want hy sal nie weer sy kop op dieselfde plek stamp nie. En dit sien ons ook, die onervarenheid sien ons ook in die gedrag van kinders, in hulle lewe en in hulle handelinge. Die kind sal byvoorbeeld met die skêr rondhardloop, sonder om te weet die gevare wat daarin lê. Maar die ouer behoort dan daardie kind uit te wys, te leer en wysheid te gee, onderrig te gee, dat hierdie skêr, as jy op die verkeerde manier met hom val, dan sal jou oog uitsteek. En dit is Salomo wat aan sy seuns probeer leer. Hy leer hulle uit hierdie verhaal, deur hierdie verhaal, om dan die kloue van die vrou heeltemal te vermy. Nou hierdie lokval kan en moet verlei of vermy word. En dit is alleenlik deur wysheid op te doen, deur wysheid te gebruik om die besluite te maak, sodat 'n mens nie in hierdie lokval sal toegee nie. Ons almal het wysheid nodig, en om dit op te bou deur alles persoonlike ervarings, sal 'n ewigheid neem, en ons sal nog steeds nie genoeg wysheid hê om al hierdie lokvalle te vermy nie. Daarom skryf Jakobus vir ons 'n antwoord op hierdie probleem, Jakobus 1 vers 5. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd. En dit sal aan hom gegee word. Selfs Salomo het gebid vir wysheid om die volk te lei, en die Here het dit vir hom gegee. Dit is by verre die beste manier om goddelike wysheid op te bou, en dit is deur te bid vir dit. Maar ook nog 'n manier is om deur God se woord te bestudeer, dat 'n mens kan leer hoe hierdie versoekings oor die pad van die kind van die Here kom, sodat 'n mens nie daarin kan trap nie. Paulus skryf weer aan Timoteus in 2 Timoteus 3 vers 15 tot 17, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid, deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig, wil sê hier, dat dit nodig is, tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat elke mens van God, sodat die mens van God volkome kan wees, en vir elke goeie werk
volkome toegerus. Die Here gee sy insetting en sy gebooie. Hy sê dat dit moet naby wees, dat dit op die hart geskrywe moet staan, dat dit op die vingers gebind moet wees van die kind van die Here, sodat ons dit sal ken, sodat ons daaraan herinner kan word, wanneer hierdie lokvalle na vore kom. Dan skryf Dawid, Psalm 119 vers 11 ook, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Dan verder Paulus in 1 Korintiërs 10 vers 13, die volle vers, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. God gee die krag om hierdie versoekings se lokvalle te vermy, en hy gee die wysheid om dit in die eerste plek raak te sien op 'n afstand. En hy gee daardie wysheid ook deur sy woord. Om die boodskap nou saam te vat, hierdie gedeelte uit Spreuke het vir ons kom wysheid leer hoe om hierdie lokvalle raak te sien, om versoekings se lokvalle raak te sien en uit te ken, om te weet dat ons daardeur of hoe ons daarop moet reageer. Ons het gesien dat hierdie lokvalle 'n spesifieke prooi in gedagte het, en dit is ons as kinders van die Here. En terselfdertyd kom hierdie lokvalle om elke hoek en draai, en daar is geen manier hoe om dat ons dit kan ontduik nie, want dit gaan kom. Al lyk hierdie lokval ook so aanloklik, en al gee dit ook 'n voorsmaak van hoe dit kan wees, weet ons dat hierdie versoekings se lokvalle kan lei na die doodsheid, wat ons vrymoedigheid wegneem, dat ons eers vergifnis wil vra vir dit nie, omdat ons kop dan in skaamte hang. Ons as mens is nie in staat om hierdie versoekings se lokvalle te vermy nie, maar met wysheid en deur die krag van God kan ons hierdie lokvalle vermy. En dit is deur die wysheid wat opgebou word deur die bestudering van die woord. Nou jy het vandag die kennis opgebou om versoekings se lokvalle uit te ken en geleer hoe om dit beter te benader. U as prooi van die duiwel is juis waarvoor hierdie lokvalle geplaas word, en sy begeerte is na u. En daarom sal hy uit sy pad uitgaan ook om hierdie lokvalle te plaas op 'n wyse wat so aanloklik is. In enige situasie, omgewing of omstandighede sal hy hierdie lokvalle kom plaas. En indien u dalk in hierdie lokval trap, kan dit lei na 'n geestelike dood. Maar die wonderlike wete wat daar is, dat wanneer ons dit bely, laat staan, dan sal dit vergewe word. U hoef nie in 'n geestelike dooie toestand verder voort te gaan nie. Die verhouding tussen u en God kan weer herstel word. Dit hoef nie hierdie doodsheid te wees nie. En 'n belangrike ding ook om te weet, is dat u versoekings se lokvalle totaal en al ook kan vermy, maar dat u ook dit moet vermy, ongeag hoe aanloklik dit is, ongeag hoe sterk die begeerte na dit is. U kan dit vermy deur wysheid wat u leer deur die woord van God, en dit wat hy ook gee, die krag wat die uitkoms vir u gee. Nou ek wil by u pleit vandag om lokvalle, versoekings se lokvalle oor die algemeen nie ligtelik op te neem nie. Dit het talle tot die dood gelei. Talle het in hierdie lokvalle getrap en gesneuwel. Maar u kan leer uit hierdie gedeelte, deur die bestudering van die verhale in die woord van God, wat wys hoe versoekings hanteer word, hoe hierdie karakters in die woord in lokvalle getrap het, sodat u daaruit kan leer. Bou die wysheid op en vertrou die Here dat hy ook die krag sal gee om dit te kan deurstaan. Want dan eers sal u in staat kan wees om wysheid te hê om vorentoe te beweeg. En salig is hy wat versoekings verdra. Amen. Dierbare Here Jesus, Here, ons kan U net loof en prys vir hierdie wonderlike gedeelte wat U ook vir ons opgeteken het, Here, dat ons daaruit kan leer en ook so kan toepas in ons eie lewens. Here, dit is my gebed dat U vir ons sal uitwys deur U woord, deur die krag ook wat U gee. Ag Here, dat ons sal wysheid hê om dit raak te sien vroegtydig, dat ons ook daarop sal kan optree, nie noodwendig te reageer nie, Here, maar dat ons sal optree wanneer ons dit raak sien.
en dat ons ook sal weet dat U ons daardeur bewaar. Here, maar so ook wanneer ons in hierdie lokvalle trap en dalk sou sondig, dat U ook asseblief ons sal leiding gee om ons te herinner aan die vers dat wanneer ons dit bely en laat staan, Here, dat daar vir ons vergifnis van ons sondes lê. En dat ons kan weet dat U so getrou en regverdig is om ons van alle ongeregtigheid te reinig. Here, ek wil vra dat U ons sal deurgrond en dinge ook sal uitwys wat nie reg is voor U nie. En dat U ook volgens U standaard, Here, vir ons sal wys hoe om te wandel volgens U. Here, ek vra dat U asseblief met elkeen sal wees ook in die nag wat voorlê, waar almal gaan huis toe verkeer. Ag Here, dat U met hulle sal wees, die engele vooruit sal stuur en dat U hulle ook sal deurdra. Ek dink so aan almal wat op vakansie is ook, Here, wat nie hier kan wees nie. Hou hulle naby en wees ook teenwoordig daar by hulle. Dankie Here vir dit en ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.